gepraat oor bou. So laas maand het ons tyd gespandeer en gepraat oor bougereedskap. Ons het seker gemaak dat ons die regte dinge in die hand het, dit wat ons nodig het om mee te werk. Ons het geleer van 'n swaard, van 'n troffel en van 'n bassein. Ek wil vanmôre met u 'n klein bietjie anders daaroor praat, maar ek dink dit is nog belangrik vir u om hierdie boodskap te hoor. Ek het hierdie skrifgedeelte al voorheen vir u gelees, dit kom uit Matteus 16 en ek gaan lees vanaf vers 13. Dit is dieselfde gedeelte waaroor ons jaartema gaan. Hy sê toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, sommige Elia en 'n ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ons praat baie oor wat het is wat ons vir God moet doen. Maar die Here is baie meer bekommerd en besorgd daaroor, oor wie dit is wat ons word, terwyl ons besig is om iets vir God te doen. Ek gaan hierdie waar net so klein bietjie kyk, waar my notas deurkom. Jy het wanneers nodig om koud te bly, maar jy kon het nie en anders moet alle twee mense kan aan dieselfde muur bou. Kan besig wees om dieselfde bakstene neer te sit, dieselfde sement te gebruik, dieselfde gereedskap hê. Maar een mens is besig om te bou uit 'n vrees. Hy is bekommerd, hy is besorg oor wat gaan met sy lewe gebeur, wat is dit wat aan die gang is. Die ander persoon het 'n roeping gekry. Hy het 'n stem oorroep, 'n stem wat hom gesê het, kom nader. Twee mense, selfde gereedskap, selfde doelwit. Maar die een se fondasie is totaal en al anders as die ander. Hy bou as gevolg van die verkeerde rede. Die koninkryk van God word nie gebou deur mense wat alles klaar reg het nie. Ek wil my verstout aan sy gedeelte waar hy praat van, jy bou die huis met hooi en stoppels en allerhande goed. Die Here het geweet dat wanneer ons die huis gaan bou, gaan daar allerhande dinge tussen beide intree. Ek weet nie van u nie, miskien is daar van u wat Christen is, wat al so lank op die pad is, dat u nie meer kwaad word nie. Hier staan 'n paar van u, ek het nog nie teëgekom nie, maar dink hy staan hier, mense, wat nie meer ongelukkig word, die man vir die vrou nie. Wie se kinders jou dalk nie meer ongelukkig maak nie. Miskien is die mense wat absoluut geduldig is, wat nooit ongeduldig raak nie. Ek weet nie van u nie, maar in my lewe is dit nog lank nie verby nie. Ek sukkel nog gereeld, maar gaan ek maar weer terug en sê, ek is vreeslik jammer. Ek gaan regtig probeer om harder te werk. Ek gaan regtig my bes te doen. Die koninkryk van God word nie gebou deur mense wat alles klaar reg het nie. Dit word gebou deur mense wat weet wie hulle is. Want wanneer jy besef het binne jou hart wat jou identiteit is, wie jy is, dan is dit met 'n ander doelwit, met 'n ander manier waarop jy hierdie probleem aanpak. My eerste punt waaroor ek met u wil deel waaroor is, wat is dit wat Jesus doen? Terwyl Jesus met sy disippels praat, is hy bekommerd daaroor, hy wil by hulle weet, wie sê die mense is ek? Wie dan is dit wie julle volg? Nou klap hulle kop. Een van hulle sê, hulle het gedink is Johannes die Doper, maar op hierdie oomblik leef Johannes die Doper nog. Hy is nog nie weg nie. Hulle dink, miskien is het Johannes die Doper, want het is dieselfde manier. Ander dink, dit is een van die profete Elia, of Jeremia, of van hulle wat voor die tyd gekom het, wat weer gekom het, wat hulle kan hoor aan sy woorde, is daar groot krag
Daar's iets wat dit dra. Maar Jesus vra vir hulle nie die vraag van wat is dit wat julle vir my gaan doen nie. Hy vra nie vir hulle tot op watter einde gaan jy met jou lewe gaan nie. Hy vra nie vir hulle hoe hard wil jy vir my werk nie, Petrus. Hy vra nie of wil jy vir my op die water loop nie. Jesus begin weer vir hulle die vraag te vra. Wie sê julle is ek? Wie is Jesus vir jou? Watse verandering het hy in jou lewe gemaak? Want wie is dit wat jy is? Dit is vir hom net so belangrik. Voordat Jesus wil uitkom by die opdrag, die werk wat hy het vir sy disippels, wil hy eers met hulle praat oor hulle identiteit. Petrus antwoord dit. En hy sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Hierdie gaan nie oor godsdienst nie, dit gaan oor openbaring. En Jesus sê vir hom, vlees en bloed het dit nie aan jou openbaring. Hy kry hierdie beeld vanuit die hemel uit word dit vir hom geopenbaar om te sê, U is die Seun van die lewende God. En Jesus draai onmiddellik om en sê, op jou naam is Petrus. Op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Daar's iets wat plaasvind, wat jy dalk nie onmiddellik raak sien nie, miskien het jy so gewoon geraak kan om dit op ander plekke te lees, maar 'n paar verse terug vra hy vir hom Simon Petrus, sy naam was eintlik Simon. En die oomblik toe hy vir hom sê, hierdie openbaring kry en die openbaring met Jesus gee en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God, toe verander Jesus sy naam en hy sê, jy is nou Petrus. Want sien, daar vind iets plaas met ons. Die Here is bekommerd oor ons identiteit. Hy is bekommerd oor hoe dit is dat ons ingaan in hierdie werk wat ons moet doen. Hy is nie tevrede met die geskiedenis wat hy saambring. Ek lees so vroeër in die week lees ek van die Jode en die Hebreërs, dan praat ons van Israeliete, praat ons van Jode, dis almal dieselfde volk. Maar soos wat tyd aangaan het hulle naam verander. Soos wat tyd aangaan het hulle identiteit verander. En ek lees oor die gedeelte toe Jakob met die Here gestry het, terwyl hy wegvlug daar van die huis waar hy sy vrou gekry het, en ek hoor dat sy broer Esau is op pad om hom langs die pad te ontmoet. En Jakob is in 'n vreeslike wroging, 'n sielswroging, moet ek vlug, moet ek weghardloop, kom die engel van die Here in die nag en hy stoei met Jakob. Hy stoei wat aangaan en hy sê op die ou ene kon die engel hom nie oorwin nie. Die engel kon hom nie oorwin nie. Die engel het hom op die heup geslaan. En hy sê vir hom, jy sal nie meer genoem word Jakob nie, maar Israel. Sy naam, sy identiteit verander. Simon se naam en sy identiteit verander. Van Simon word hy Petrus. En hy sê vir ons, jy moet so duidelik, identiteit kom altyd voor aktiwiteit. Voordat die Here jou werk wil gee om te doen, voordat die Here jou iewers in die werk wil steek besig om te bou, het jy 'n swaard, het jy 'n troffel, het jy 'n bassein wat jy moet plaas, gaan dit eers oor wat is jou identiteit? Wat het die Here in jou lewe gedoen? Wat se verandering het daar by jou gekom? Sien as jy nie 'n identiteit het, dan is jy onseker. En 'n onseker bouer bou vir iemand se aanvaarding. Hy bou omdat hy wil hê iemand anders moet hou van wat hy doen. Hy wil hê mense moet kyk en in vandag se tyd het dit so maklik geword om alles te doen vir aanvaarding. Ons word afgeneem op kameras, nie probleem daarmee nie, maar ons word afgeneem of word geplaas op YouTube. Dit gaan alles oor likes. Mense wat hulle vingertjie moet opsit en vir jou sê, ek hou van wat jy sê. Dit gaan op Facebook, op Twitter, op Instagram, elke area waar daar is, gaan dit oor menslike aanvaarding. Dit gaan oor, is ek besig om te doen waarvan die mense hou? Ek sê vir die vanmôre, as jy onseker is oor jou identiteit, dan sal dit vir jou belangrik wees dat ander mense sê, ek hou van wat jy doen. Jy gaan jouself vergelyk met ander. Jy werk harder om raak gesien te word. Jy vat maklik aanstoot. Jy word so baie maklik ongelukkig. Jy raak gemoed. Jy bou omdat jy probeer om iets te bewys. Ek wil vir u sê, ek weet nie of u al geprobeer het in die spreekwoord in Engels sê, keeping up with the Joneses. Jy hardloop so vinnig, jou bene word al korter, want wanneer jy kyk na wat die een ou doen, die ou is besig en jy sien, maar hulle hardloop nou so, hulle het 'n nuwe paad vir hom gebou. Hulle hardloop nou so, hulle het nuwe advertensies uitgestuur. Jy hardloop jou
bene lam, want jy is besig met die verkeerde werk. Jy werk nie uit identiteit uit, jy werk uit aanvaarding uit. Onsekerheid maak dat mense ander bedien uit vrees. Jy vat die vrees wat nie by jou is. Ek is bang dat ek nie goed genoeg gaan doen nie. En jy bedien die tweede, derde, vierde persoon uit jou vrees. Jy lei hulle uit die beheer wat jy self toepas in jou lewe. Is jy besig om ander mense te lei. Jy gee terwyl jy in skuld staan. Jy dien omdat jy voel daar is 'n plig om te doen. Alles van hierdie is die verkeerde identiteit. God se koninkryk is nie gebou op skuld nie. Hy is nie gebou op druk nie. Hy is gebou op seuns en dogters wat weet dat hulle hier hoort. My derde punt sê identiteit gegronde bouers werk van rus af. Hulle werk nie om by rus uit te kom. Hier is 'n moeilike konsep om te verstaan, maar as jy weet dat jy in Christus is, dan voel jy nie, jy kompeteer nie, jy bewys niks aan iemand nie, jy voel nie, jy moet probeer om alles te beheer nie, jy bou vanuit 'n plek waar jy totaal en al in rus is, waar jy in vrede is. As jy iemand hoor en sê, as ons net hierdie reg kry, dan sal dit beter gaan. Dis iemand wat jaag na 'n plek van rus. Dis iemand wat probeer om iewers uit te kom. Jy moet dit reeds vind. Waar vind ons dit? Ons vind dit aan die voete van Jesus. Romeine 8 vers 15 sê, julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba, Vader. 'n seun hou anders as 'n slaaf. Kry maar maak nie saak wat se goeie werke jy waarom kan kry nie, jy bring hom in jou huis in en jy los alles jy loop weg. Jy kan maar weet, daar gaan nie met soveel sorg gewerk word as iemand wat weet, hierdie is my nalatenskap. Hierdie behoort aan my, dit behoort nou aan my ouers, maar eendag is hulle nie meer daar nie, dan is dit myne. 'n seun, 'n slaaf vra, is dit genoeg? Het ek genoeg gedoen? 'n seun vra, Vader, waar kan ons volgen? Waar kan ek volgende aangaan om dinge weer te plan? My vierde en laaste punt. God bou sy kerk deur mense wat eers deur hom gevorm is. Hy wil jou vat en hy wil jou vorm en hy wil jou verander. Ek het baie keer gehoor mense wat sê daar spoortjies en ons kerk het hom nie lief gestaf vir hom te sing. Nou hou nie daarvan nie, want dis nie seker of hulle gereed is vir daai komer nie. En een van hierdie quotes wat ek al baie mense voor wegskram van, is een wat sê, doen slegs evil. Evil met my. Vorm my en maak my net soos evil. Op U bly wag ek nederig en stil. Die rots wat hy Petrus noem, was nie Petrus se persoonlikheid. Dit was nie wie Petrus was nie. Dit was nie sy vermoëns nie, nie sy selfvertroue nie. Die rots wat hy bou, is hy sê dit is die openbaring van Christus. Die oomblik toe hy sê U is die Christus, die seun van die lewende God, toe word hy Petrus. Want toe sit hy sy arms in die omhels, die openbaring van God. Wanneer jy vasstaan in wie jy is by Jesus. As jy vasstaan by Jesus, dan staan jy vas in wie jy is in Jesus. Dan kan Jesus jou begin gebruik as 'n lewende bousteen. Dan bou jy self, maar jy word ook gebou. Die Here wil iets in ons doen. 1 Petrus 2 sê, vers 5, laat jouself soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Ek sê weer, in die begin gesê, God gebruik nie perfekte stene. Hy gebruik nie mense wat klaar gebou is. Hy gebruik nie mense sonder sonde. Ek wil graag voordat ek afsluit, het ek gedink ek wil net praat oor koninkryk identiteit. Sal hierdie op ons Facebook gedeelte plaas en ook op ons WhatsApp. As jy sukkel met jou koninkryksidentiteit, dan wil ek vir jou 5 aanhaal wat ek raad gelees het. Johannes 1 vers 12 sê, ons is seuns en dogters van God.
Hy sê ek is aan alle wat hom aangeneem het en die reg gegee om kinders van God genoem te word. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê ons is nuwe skeppings in Christus. Nuut gemaak in Christus. Daai vorm en maak my het nie nog sommer net so bietjie hy het gesê kom ons maak skoon, kom ons begin van voor. 'n Nuwe skepping. 2 Korintiërs 5 vers 20 noem ons ambassadeurs vir Christus. Hy sê ons is daar om dit te verteenwoordig. Ons is gestuur namens Christus. As iemand vir jou vertel dat Jesus het wonderwerke op hierdie aarde gedoen en sy disippels het wonderwerke op hierdie aarde gedoen, net omdat hulle hom gesien het, en daarna bestaan dit nie meer nie, hulle mis wie Jesus is. Jesus het sy Heilige Gees gestuur met 'n rede, sodat die Gees van God in elke een van ons kan woon, en sodat ons kan doen dit wat Jesus gedoen het. Dat ons kan duiwels uitdryf, dat ons kan siekes genees, dat ons kan mense na hom toe lei, dat ons die koninkryk kan bou. Dit kan jy net doen, as jy besef. Jy is 'n ambassadeur vir Christus. Die ambassade in 'n land verteenwoordig daai land. As jy so toe gaan, daar's 'n ambassade vir Amerika hier in Suid-Afrika, as jy daar instap, Brendan, jy's op hulle grond, dan sê jy jy's nou in Amerika. Ek was al in Amerika. Was nog nooit fisies daar, maar was al in die ambassade gewees. So ek was in Amerika. As jy 'n ambassadeur vir Christus is dit so goed, so jy self Jesus aanvoer. Ons is ligdraers. Dankie, ek hoor die jeug het mooi gepraat met die lig Vrydag aand. Ek bring God se lig waar ook al ek gaan. Matteus 5 vers 14 sê jy is die lig vir die wêreld. En my 1 Korintiërs 3 vers 19 sê ons is medewerkers van God. Daar's werk wat gedoen moet word, maar ons is medewerkers. Ek is 'n bouer in die koninkryk want ek dien saam met die grootste bouer. Die grootste bouer wat daar is, het my geleer. Ons is geliefde kinders van God, nuwe skepings in Christus, gestuur as ambassadeurs, ligdraers in die wêreld, medewerkers in die koninkryk van God om te bou. God bou nie net deur jou, hy bou ook in jou. En wanneer jy weet wie jy is, dan bou jy met vrymoedigheid, jy bou met vreugde, jy bou met volharding, nie omdat jy groot is nie, maar hy, grootste van almal is, tot so ver.